vandag. Lus maar nie vandag van niksie. Ek is vir niks, ek voel siek vandag. Voel maar siek vandag. Ja. Maar nou kyk vir my maar, hoekom voel maar dan siek? My lyfpyn. Die lyfpyn. My rug is so seer, ek kan nie loop nie. Oh my word. My kop is seer. Is so maar sy hele body is vandag net in 'n seer situasie. My tande pyn. En die tandepyn ook. Ooh, nee, ons sal seker maar moet 'n spesialis hier inkry vandag. Of hoe sê maar, Ja, moet jy 'n spesialis inkom vandag? nee. Jo, maar luister maar. In die oggend as maar opstaan, hè. Das maar se body mos al seer gelê. Is dit nie dit wat so maak nie? Nee man, Wat is dit dan maar? dit is net my sens, Ha? my seerheid. Die seerheid. Okay, ek dink maar lê te lank in die aande, né? Ek dink is dit. Maar nou in die oggende maar, né? As maar wakker geskrik het, klaar pap geëet en koffie gedrink en pille gedrink. Kyk gou hier vir my, kyk in die foon maar. Dan moet maar mos eers 'n bietjie buite kom stap. Ag, Here tog. Ja, dit is maar net dat die bloed kan sirkuleer. Hoe sê maar? Ek sê dis net om vir my verkoue te gee. Maar om buite te stap dan kry maar verkoue. Ja. Nee, maar ek dink is vir vars lug inasem. Pyjamas aan. Ja, maar pyjamas Koud nog. buite. Maar maar dan 'n gown vir oggend aan. Kyk, ek het vir my 'n gown aangesit en hier's geen wind vandag nie, alhoewel daar wolkies in die lug is hier geen wind vandag nie. Verstaan? Maar ek wil net hê maar moet net vars lug inasem want bome gee jou ook suurstof, né? En hier's genoeg suurstof in die tuin. En nog 'n ding is die bloed sirkuleer lekker deur die bene, né? Kyk vir my ma, dan gaan maar so maar net een ronde gaan ons vandag doen, né? En dan gaan ek vir ma nou lekker in die bad sit, né? Ekstra rose petals ingooi en ekstra van die sout ingooi. Dan gaan ma se body, die ekstra en die pyn en die goeters gaan nou verdwyn, né ma? Nee, dit gaan nie. Gaan dit nie verdwyn nie, hoekom sê ma so? Dis dit maak my neus toe. Mariljoen, wat maak was in eers toe? Daai sout en goed. Ouma. Ai, jana ma. Ek dink vandag op die Vrydag. Is dit 'n ander Vrydag? Ek moet in die bed bly vandag. Moet maar in die bed bly vandag. Ja, Oh my word. ek voel siek. Voel maar siek vandag. Regtig, ek voel siek. Okay, ek sal vir ma pamperlam vandag, né? Dat ons net hierdie bad uitkom, dan gaan ek vir ma pamperlam die voete smeer, die bene smeer. Ja, ek gaan alles daai doen, né ma? En dan? En dan kan ma mos lekker relax. Okay. Okay, so sal ma daarvan hou? Ja, Okay ma. dis dit vitaal. Ja, kom ma. Hoe sê ma, wat 'n vrou is die wat so vir ma wag? Waar toe wil sy vir ma neem? Man, sy sê nie vrouens van die Van die wat? van die. Dis Het sy gesê sy kom haal vandag vir ma. ja, Lewe die vrou of is dit 'n dooie vrou? niemand se lewe. Lewe sy. Ek dink aan haar naam. Het sy gesê sy kom haal vandag vir ma. Sy sou daar nie gewees het toch. Nee, dan weet ek nie wat 'n vrou is die nie. Waarheen gaan sy vir ma neem? Sy gaan my neem na die oefening. Ja. Die oefeningplek toe gaan sy vir ma gym toe neem. Ek weet nie waar nie, dis 'n spesiale plek vir mense wat geval het. So, Okay, is dit 'n spesiale plek vir mense wat geval het? Nou wanneer het maar dan geval? ek het jou dan gesê vanoggend het ek geval. Het maar vanoggend geval. Gisteraan. Gisteraan. En toe wat gebeur dan maar? Wat maar geval het? Ek is so seer. Is maar seer. Nee, laat jy my stap. Ai nee, maar die feit is die, as maar dan van gisteraan geval het en maar is nou seer, dan moet ons maar nou hy seer bietjie uitstap. Dis hoe dit werk. Maar vanoggend het ek geen boodskap gekry dat maar gestaan geval het nie. Nee, sê nie. Hoe sê maar? Nee, ek weet nie wat nie. Weet maar nie wat nie. Okay. Kan maar nie bietjie regop loop nie. Loop nader Nee, na ek kan toe nie, toe. my rug is seer. Is maar sy rug seer. Okay, ma. Okay, kom ons gaan net nou weer om en so en dan. Nee, ek gaan nie nou weer.
Gaan maar nie nou weer om nie. Gaan maar net 1 ronde doen. Ja. Oké, nou kom, want ons maar net 1 ronde doen. Daar sy maar, kom. Dit is seer. Is maar baie seer vanoggend. Kom hier, kom om. Hierdie kant. Daar sy. Ek moet so weer die honde kap. Maar hier is die hondepoefie nie. Die hondepoefie is lankal opgetel. Kom, ek kyk dan nou reeds soos ek loop. Ok, dan moet maar hier so sit. Hier kom. Kom hierdie kant toe maar. Daar sy. Sy kom my opstel, nie sy by die. Sy kom my hier opstel by julle. Hoe gaat sy vir my kom optel by ons? Ja. Nou waarheen gaan die vrou van my vat? Ek vat my na oefening plek. So, gaat sy vir my na oefeninge toe vat? Ja. Ok maar. Draai om. Ag asseblief man, asseblief. Maar moet sit. Waar moet ek? Op die karretjie. Sit op die karretjie maar. Sit maar 'n bietjie kan relax, né? Sit aan die briks. Ja, sien. So maar, wag nou eintlik maar. Van ek en maar nou wil uitgaan. Nou is dit reendruppels. Kyk hier. Maar sê nee, sy gaan nou baie siek word met die paar reendruppeltjies wat nou hierso val. Kyk net die. Want ons wil mos nou uitgaan om te gaan stap. Hoe sê maar? Hoe sê maar gaan maar nie uit vandag nie? Ek gaan nie uit nie by die. In die reën nie. Okay, mama, sê maar gaan nie uit vanmôre in die reën en so nie. Maar die feit is ons kan net 'n rukkie buite kan sit nie, maar ek gaan nou ma se stoeltjie bring. Hier bring ek die stoeltjie. Sy. Maar kan vat aan die ding, aan die handvatsel. Kom vat maar. Hulle kom my opstel nou. Hoe sê maar? Hulle kom my opstel nou. Wie Susan dat nou vir ma gaan kom optel? Ma's mos nou by ma se dogter, maar bly nie meer daar by die huisie. Niemand gaan vir ma kom optel nou nie. Sien maar. Hoe sê ma? Die vrou bly op. Die vrou, wat 'n vrou ma? Die vrou, ag man, wat is haar naam? Kyk vir my ma, van wie praat ma nou? Ek ken nie naam. Môre almal. Nee, kyk baas dit ma, kyk gou hier. Ma? Sê gou hallo vir die mense, sê môre. Môre hulle. En wyf hulle ma? Wyf hulle. Soos julle kan sien, het ma nie tyd van môre vir die nie. Ma sê, sy het al gewonder wanneer reën dit, want sy lus nie meer buite kan gaan stappie. En so nie, maar nou laat ek haar 'n bietjie so net op die stoep sit, die onder die afdak, dat sy net vars lig in kan inkry. En soos julle mos almal weet, ons caregivers, as daar nie 'n caregiver oor die naweek is nie, op 'n maandag, dan is die pasiënt mos baie styf. Want ma sê, dit voel, sy het die voete nie. Alles is afgebreek en afgekap oor die naweek. Nou sê ek, weet maar hoekom. Want ma het die oefeninge gedoen nie. Ma het apparently net gesê, dis haar afdag. Sy gaan niks doen nie. Sy het net die hele tyd gelê, opgestaan om te eet. Is al wat sy gedoen het. En so, maar alle caregivers sal weet, as daar nie 'n caregiver oor die naweek is nie, dan moet jy eintlik weer op 'n maandag van vooraf alles implementeer en mooi verduidelik en so. Verstaan jy? Ja, maar nee, ek en ma se dag begin nou. Sy het nou net opgestaan, klaar pap geëet, haar oggendpille gedrink na ontbyt. So dis nou 'n ligte exercise wat ons nou gaan doen. Maar daardie druppeltjies nou alweer opgehou. Ek gaan ons nou so 2 keer om die baan loop, om die grasperk wat ma verpes. Gaan ons nou loop en dan gaan ek net voetoefeninge met haar doen en beenoefeninge, want die bene is 'n bietjie styf. Ek kan sien sy loop baie swaar vanoggend en maar hier by 12:00 dan is alles alweer fyn, want dan het die bloed mos nou lekker gesirkuleer. So mense, hier begin my dag. Goeiemôre mensies. Hier is nou so baie dames, asowel mans wat vra hoe om
werk te kry as 'n caregiver. Ek kan julle maar net my experience vertel. Ek het vir 16 jaar by Takata Petri gewerk in Atlantis. Dit is 'n stuurwiel fabriek. En omdat ek as kind daai begeerte gehad het om 'n verpleegster te word, het ek altyd daai passie gehad om met siek mense te werk, maar daai tyd was R800 baie geld en my ouers kon dit nie bekostig nie. En daai tyd was daar nog nie sulke goeie Samaritane soos deesdae as jy passievol is en jy het die IK en alles, dat daar mense sal uitkom om vir jou te ondersteun om jou passie vol te staan nie. Ek het maar gekom Kaap toe, eers in Melkbos gewerk, kinders groot gemaak en toe cha-werk gedoen. Almal weet mos nou al wat is cha-werke. En toe verhuis Takata na Durban toe. En toe dink ek, hier is my kans nou. Jy het mos nog geld nou. En ek het klasse geloop in Parow in die Mynstraat, in Parow hier in die Kaap. Ek het jaar en 6 maande het ek home-based caring gedoen. Ek het amper soos 'n college wat jy loop, elke dag maandag tot Vrydag. En na jaar en 6 maande het ek 600 ure gaan werk by Orion in Atlantis. En my experience om met baie carers te werk was vir my 0%. Om 'n rede, jy is mos nou amper soos 'n leerling. Die wat mos nou al reeds daar werk, moet vir jou touwys maak wat om te doen. Maar op die einde van die dag, ek sal nooit vergeet nie, daar was 'n dametjie, Esmeralda was haar naam. Ek en sy was die 2 dag leerlingcarers en daarna was ons nog 2 in die nag ook. En dan mos nou naweke was daar ook. Maar ek en sy het net geklik. En op die einde van die dag was ons meer experience. Ek sal nie sê meer experience die woord in die terme soos dit is, maar in die sin. Ons het meer empathie gehad met die siekes wat daar gewees het en die oues van daar. Want vir my was dit so, eintlik wil ek ook sê, ek het myself opgelei as 'n carer. Om rede, ek het baie empathie vir mense. Ons het hulle beddens elke dag afgetrek, want hulle het mos nou matrasse gehad, plastiek matrasse, wat jy kan net met sanitizer, as hulle mos nou nat gemaak het, afgeveer het, maar dit was te swaar vir die carers. Hulle het ook nie daarvan gehou om die beddens elke dag oor te trek nie. Want dis ou mense, hulle velletjies is seer. As ook ons het dit nodig geag om hout te bestel wintertye vir die 600 ure. Ek moet nou eintlik eers uitgewerk het hoeveel dae was daai, maar ek kan onthou dit was naby Desember, want die 14de het ek klaar gemaak. Ek praat nou van 2014 daar rond het ek al begin met caring weer doen. En dat ons by mekaar gesit geld, ons het hulle koeke gekoop, ons het hulle melk gekoop, want as ons 'n tyd waar die carers die mense in die ouer huise moes gaan slaap het, maar ons was bietjie stout. Ons het laat hulle TV kyk, melk tee drink, koekies drink, bietjie by die kaggel sit en alles daai, en dan is dit eintlik nie so baie werk eintlik vir ons, dit is wat ons uitgevind het. Want hoe vroeër hulle slaap, dan moan hulle hier van 1 o'clock af, of hulle wil opstaan, of die lyfies is mos nou seer, daar is die entertainment nie, en so nie, en om by die punt te kom, en na dit toe besluit ek gaan nie vir 'n ouer huis gaan werk nie. Met ander woorde ook, ek wil nie saam met mense werk nie. Dis nie dat ek nie saam met mense kan werk nie, want ek praat baie en ek hou van mense. Maar om saam met mense in 'n ouer huis te werk, hulle steek lui weg. Hulle steek gevaarlik lui weg, want die nag wil nie, die dag, eintlik, hoe kan ek dit nou stel? Die persoon het miskien op bed nat gemaak of gepou. En dan voel die nag, ek gaan dit nie nou doen nie, kom dagmense in.
Dit is nou een voorbeeld wat ek kan noem. En ek het gebid daaroor, ek het gesê, Here gee vir my 'n pasiënt, laat ek my eie experience opdoen met die pasiënt. En die Here het my gebede verhoor. En my eerste pasiënt was in Tableview. Bes was haar naam. Broodryk. En ek het 7 jaar vir Bes gewerk. COVID ek dit haar en haar seun John geneem 2020. Was er nou nie vir COVID nie, maar ons lewens is mos nog klaar uitgemaak, dit moes gebeur het en so. En sy was Alzheimer, sy was gekluister aan 'n rolstoel, en daar het ek my ondervinding opgedoen, en meer my instinkte, en my kundigheid hoe om met iemand te werk, het ek 100% daar opgedoen. En toe sy nou sterwe, en dan wag jy mos weer 'n tydjie, maar jy bid en jy glo. En jy vra nie vir mense nie, jy weet, die Here gaan vir jou uitkom, en ek doen nou al die werk 12 jaar. En wat ek ook uitgevind het, die Here plaas my by 'n gesin. Daar is iets wat ek daar moet doen. Ek is daar vir die pasiënt, maar daar is ook iets anders wat ek daar moet doen. Dit was my ondervinding. Ek kan nou nie vir julle sê, by elke pasiënt, wat was my doel daar nie, want dit is mos nou meer 'n bietjie vertroulik. En dan kom ek nou by die punt, jy doen jou opleiding. Nee, jy gaan na die instansie toe, of die vrou wat jy oplei en so, en daarna moet jy prakties gaan doen by 'n hospitaal van jou keuse, naby waar jy bly. En dan is nie elke dag wat jy na die sieke ward toe gaan nie. Jy gaan na die mense wat ernstig siek is, jy gaan na die kankerpasiënte toe, jy gaan na stage 4 toe, die wat nou ure het of net 'n dag het om te lewe. Jy gaan na HIV toe, TB, jy gaan na brandwonde toe, tot ewen mense wat nou net gaan sterwe. Jy moet oral werk en jy moet toegelaat word om by die instrumente te wees by die operasie, om instrumente te was, of om die dokters aan te trek. Jy weet mos die clothing wat hulle aan het as hulle moes nog gaan opereer. En ek was baie voorbarig. As hulle iemand gesoek het in die tyd van my prakties, het ek dit gedoen. En toe kom ek mos by Orion, toe moet ek mos nog face to face met die pasiënte werk, mans en vrouens. En toe kom in Desember maand, en ek is vakansie toe, en ek kom terug, en toe begin die harde werk. Want dan krijg jy verskillende pasiënte. Soos ek vir julle nou kan sê, ek het al met Alzheimer gewerk, dementia, dis min of meer dieselfde. En dan vrouwtjie, net mense wat assistance nodig het, en so wat jy eintlik siek is, en dan rolstoelpasiënte, bedlende pasiënte, en dan companionship. Die man of die vrou is miskien oorlede, pa of ma keer niksie, maar het net die geselskap nodig, want die wedergeslag is mos nou nie meer daar nie. Maar ek moet vir julle sê, om met kankerpasiënte te werk, breek jou. Op die oomblik verkies ek nie nou om met kankerpasiënte te werk, want ek is nog nie innerlik geheel. In die tyd wat ek gewerk het met kankerpasiënte, vir Creative Wellness, het my mami gesterwe. En elke Desember en Easter, as ek moes nou huis toe gaan in die Ooskaap, 'n klein dorpie, Peerston, tussen Gravenet en Somerset Oos. En dan kry ek hy reuk, want kanker het 'n reuk wat vasklou aan jou as jy met die pasiënt werk. En dan dink ek is miskien in my neusgate nog of onder my naels, maar as my mama altyd in die toilet is of sy wasvaar, dan kry ek hy reuk. Maar nooit het ek geweet dat my moeder bloedkanker het nie. Eintlik omdat dit my eie ma sê, dit my sienswyse verander, dat ek nou nie gedink het daaraan en so nie. En die dag wat sy sterwe, wat ek nou die verslag kry, toe dink ek, om te dink, ek werk met die pasiënte, en ek weet
wat 'n pyn dit is, van pasiënte sal altyd vir my sê, kanker is 'n brandende pyn, is 'n vuur wat nie kan geblus word nie. Morfine en pille help nie. As maar nou net die pyn is daar. Toe dink ek net, ja, om te dink my mami het hier soveel pyn gegaan en dan toe het ek na haar dood het ek weer net 2 pasiënte gehad van kanker, maar ek kon dit hou nie. Ek het amper soos in 'n trance gegaan en ek het elke keer gehuil. En dan, dames, as julle bang is vir dooie mense, dan is die nie die werk vir jou nie. Want jy kan nou weer toe kom as sterby pasiënt, dan moet jy weet wat om te doen. Jy moet weet wie om te bel, jy moet jou tyd dobbel, want jou tyd kan nie ure en klomp minute uit is volgens die dokter se tyd nie. Want as jy 'n bedlende pasiënt het of 'n kankerpasiënt, jy moet al ewig daar rondom die pasiënt is. Want jy moet dan, alles moet akkuraat wees. En so, en dan nog iets wat ek kan sê, as jy mos nou jou opleiding klaar gedoen het, dan jy mos nou jou ure inwerk en so. En dan moet nooit laat mense vir jou sê, dit moet so gedoen word, dit moet so gedoen word. Soos ek voorheen gesê het, ek het my eie ondervinding opgedoen. En ek het my eie raadjies gekry en dit het gewerk, so ver werk dit by, as ek by 'n kanker kom, dan weet ek wat moet ek gebruik, ek moet daggasalf weet, om uit te smeer en alles daai. Ek weet presies wat om te doen, as jy in 'n rolstoel is, ek weet wat 'n olies, wat 'n salwe moet gekoop word, vir die pasiënt, want die boutjies skalk ons nou, ek weet wat moet op die rolstoel gesit word, en as dieselfde vir bedlend, dit gaan dieselfde vir 'n rolstoel, en ek weet presies wat die tipe pads moet gekoop word, dis verskillende pads op die mark, pull-ups op die mark, maar ek weet presies wat tipe moet gekoop word vir sekere pasiënte wat ek het. So ja, mense, die is 'n gebedsaak om hierdie werk te doen, om 'n rede. Jy werk met lewe en dood, maar as jy nie die Here in jou hart het nie, in jou lewe het nie, dan sal jy nie kan survive, want ek sê altyd, van God's hands to my hands, to the patient, en so. Maar as die tyd kom, wat die Here die pasiënt gaan kom haal, moenie hartseer is nie. Moet ook nie dink, waar gaan jou volgende brood vanaf kom nie, want jy het net 'n tydjie daar, dan gaan die Here jou remove, en dan wag jy op die Here, om weer vir jou 'n pasiënt te gee. Ek weet 'n mens raak moedeloos vir tydkeer, maar as jy jou vertroue in die Here sit, en dan sal jy weer 'n pasiënt kry, en na 'n paar weke sal jy op jouself sê, jo, ek moes by die pasiënt kom werk het, en so. Ja, dis maar al wat ek vir julle wil sê. Wees geduldig en vertrou op die Here, want dis nie dat ons die Here se werk doen nie. Ons is net daar om na die pasiënt te kyk, verligting vir die familie te gee. En so. Okay dan. So, maar kyk nou in die middag. Nee, smaak gou weer vir die mense, maar. Maar, smaak hierso. Smaak vir die mense. En kyk maar se skoene, man. Kyk maar se skoene. Kan julle sien? Maar lag gou die been op. Hou vas, hè. Lag gou. Kyk ja, maar se skoene. En kyk die toenaals. Hey! Maar is gevaarlik, jong. Die is 'n jong meisie. Die is 'n egte jong meisie. Maar maak gou soentjies vir die mense. Staan gou, maak gou soentjies vir die mense. Daar is hy. Is dit 'n lieflike dag vandag, hè, ma? Is dit 'n baie lieflike dag? Kom, ma. Vat net so 'n paar rondetjies om, ma. Yes, ma se pyne en skrete het verdwyn deur die nag. Het maar lekker geslaap gestaan. Het maar baie lekker geslaap. Yes, nou gaan ons nou weer bietjie die bene stretch. Maar moet hy kan omry. Ry hy kan om. Eers in die koelte om. En mense soos julle kan sien, die gras hoor ons skinder van hulle, want lyk dit vir my elke oggend en dan is die gras 'n bietjie groener. Op jou grasies, kom aan. Ek dink ma te voodoo doll. Het maar voodoo doll. Want ma bly die gras skel. En dan die volgende oggend, dan is die gras sommer weer lekker groen.
Ama, Ja, het maar voodoo doll. ja. Dan steek maar die voodoo doll en sê gras, raak groen. Dat ek kan lekker stap. Ja, sê maar. Het maar gedroom gestaan of iets. Of het maar niet lekker geslaap. Hm? Ik heb dood geslapen. Het maar doodgeslaap gestaan. Dood geslapen. Oh my word. Geen pijn nie. Oh, bijna genoeg. Okay. Maar, En die maag wat gepijn het. Okay. Nee man, hy maag. Is sommer mal om so wil te pijn. Want die poefies kom dan uit soos het moet uitkom. Daai maag het seker iets gelus gestaan. Het maar nie vir iets lekker gelus gestaan nie. Niksie. Het maar goed geëet ook gestaan. ja, Maar het maar geëet. ik heb 2 keer. Ja. 2 hapjes van die kanje. Dus vleesmengsel wat gehad het. Okay, lekker kos met lekker vleis in. Ja, dis lekker so. Maar kyk waar lê die hond. Tessie, as ek en maar buite staan, bevoel Tessie om in die son te kon lê. En die ander ou, Die ander ou is aan binnekant. Shelly is lê aan binnekant, maar 2 hondjies. Mama hou die meeste van Shelly wat daar binne lê. Want maak hom toch so jammer. Ja, sê maar. Regop maar, regop. Ja, sê. Maar moet nie vooroor lê met die karretjie nie, né? Want dit beïnvloed ma se rug. Regop maar, regop. Ja, sê. Kyk daar. Uit sama. Mevrou Punt, jong. Oh, just was a 16 valve. A 16 valve. Maar raak al hoe beter en sterker, né? Kyk daar. Ja, kyk hoe stap maak, hoe beweeg sy haar voete. Hoe sê ma? Nee, maar jy is die pauw op die grasie. Of as ma miskien 'n pauw sien, dan sal ek die karretjie daai kant toe stoot. Maar die pauw word elke oggend die pauw opgetel. Sien maar, as dit nog nie opgetel is nie, dan sal die tuinboy sal die pauw kom optel. Ja, sê maar, gaan nie verby. Here we go. Stoot. As nou onze tweede ronde wat ons omgaan. gaan niet meer als 2 nie. Hoe sê ma? Gaan niet meer als 2 nie. Gaan maar nie meer as 2 rondes omgaan nie. Okay ma, okay.